En ek weet, ons kom baie keer op 'n plek waar ons vir mekaar sê, ek los dit alles in God se hande en dit is absoluut net in afhanklikheid van die Here en ek wag op die Here en my toekoms is in die Here se hande en dis alles baie mooi en dit klink baie oulik en dit klink baie reg en dit is die waarheid, die toekoms is in God se hande, al daai goed is die waarheid. Maar iewerste gaan ek moet sit en 'n plan uitwerk, want geloof wat nie oorgaan in dade nie, is dood. Die woord sê vir ons, geloof moet oorgaan in werke in. Abraham se geloof het hom gelei na gehoorsaamheid toe. Goeiedag en welkom by ons aanlyn boodskap. Dis vir ons so awesome dat jy inskakel en saam met ons groei en ek wil net vir jou sê, is jy ver, vir ons is jy naby. Jy's nie net 'n persoon op 'n skerm nie, jy is werklik deel van ons gemeente. En ek wil graag net 'n getuienis of twee met jou deel met 'n paar mense wat die laaste ruk wat ons met te doen het, wat deel is van ons aanlyn gemeenskap en van hulle kyk nou vandag hierdie boodskap. Ek het die voorreg gehad om 'n boodskap te kry van iemand wat in Witbank sit en hulle kind wil toewy en al die pad van Witbank af Klerksdorp toe gery het om hulle seentjie te kom toewy en hulle is deel van ons aanlyn gemeenskap. So as dit iets is wat jy in jou hart het, asseblief reik na ons toe uit. Dit sal vir ons so groot voorreg wees om dit saam met jou te kan doen. Maar saam met dit het ek die voorreg gehad om hierdie naweek wat verby is by 'n koffie expo in Johannesburg te wees. En terwyl ek besig was om koffie te maak, dit is my hobby en ek was besig om koffie te maak vir mense en die mense agter die skerms, agter die koffiemasjien sê, dis ons pastoor hierdie. En ek kyk op en ek ken hierdie mense van geen kant af nie en hulle stel hulle self toe aan my voor en sê, hoorie so, jy ken ons nie, maar ons kyk elke liewe Sondag hier uit Johannesburg uit, kyk ons julle preke en ons is deel van die aanlyn familie. En so dis vir my ongelooflik om te sien die impak wat ons aanlyn dienste het in Johannesburg, 50 km aan die kant Botawil met mense wat 'n rivierhuis daar het en 'n rivierbesigheid het vir visvang. En hulle elke liewe Sondag kyk hierdie mense ons boodskap en jy is een van daai mense. En so ek wil vir jou sê, dis vir ons 'n voorreg om jou deel te hê van ons gemeente. En as enigiets is wat jy gebed voor nodig het of enigiets wat jy meer van wil weet, stuur vir ons 'n boodskap en ons sal na jou toe terugkom, want jy is vir ons belangrik. En dan saam met dit, ons wil graag hê jy moet die preek saam met ons volg. So in die beskrywing van hierdie video kan jy op YouTube gaan klik en daar sal die link wees wat jy kan klik wat jou vat na 'n plek toe wat jy vandag se notas saam met ons kan volg en dan groei jy saam met ons. Dankie dat jy deel is en geniet die preek. Vir die van julle wat nie weet nie, ons is besig met 'n reeks oor perspektief. En ons tema vir vanaand is kyk vorentoe. Met ander woorde, wat is jou perspektief oor die toekoms? Het jy 'n toekomsperspektief? Want elkeen van ons is nou tans besig, huidiglik besig om aan jou toekoms te werk. Of jy dit weet en of jy dit nie weet nie, dit kan of doelbewus wees of dit kan onbewustelik wees. Maar elkeen van ons is op hierdie stadium van ons lewe, maak nie saak waar jy is nie, jy gaan môre besig wees om aan jou toekoms te werk, jy was net nou besig om aan jou toekoms te werk, maar elkeen van ons, dit wat ons nou doen, gaan bepaal hoe ons toekoms gaan lyk. En ek onthou een oggend sit ons, en dis 'n manne ons het manne afgeskop vir die kwartaal, en ek sit op die berg, ons het dit op die koppie gedoen, hier aan die kant in Diamantstraat, het ons op die koppie gegaan, en ons het stil geraak voor die Here, en Marius, ons deel vir ons elkeen 'n papiertjie uit, en hy gee vir ons 'n pen, en ek kan nie onthou wat moes ons op die papiertjie geskryf het nie, maar ek onthou wat ek op die papiertjie skryf, is, Here, kan ek 'n goeie man, al wat ek op daai papiertjie skryf is, Here, ek wil 'n goeie man wees vir my vrou, en 'n goeie pa vir my kinders. En ek skryf dit daar op daai papiertjie neer, en soos ek op daai klip sit, ervaar ek duidelik hoe die Heilige Gees vir my sê, alright Colin, dis reg, alles goed en wel, jy wil 'n goeie man wees vir jou vrou, dis 'n goeie punt, jy wil 'n goeie pa wees vir jou kinders, dis 'n goeie punt, maar, hoe sal 'n goeie man lyk? Hoe sal 'n goeie pa lyk? En ewe skielik word ek gekonfronteer met hierdie vraag, okay, ek het die begeerte daarna, maar hoe sal dit lyk? Ervaar ek die Heilige Gees vir my sê in daai oomblik. En ek dink oor dit, is hoe sal dit lyk? Want ons kan almal maklik droom, ek wil hierdie bereik, of ek wil sukses behaal, maar waaraan meet jy? Waaroor jy droom? Waaraan meet jy of jy gekom het, of jy accomplish het, dit wat jy wou accomplish? Ek ervaar duidelik daai dag hoe die Here vir my sê,
Hoe gaan jy dit meet? En die woord sê vir ons in Spreuke 29 vers 18 in die King James Version, sê dit vir ons, where there is no vision, the people perish. En hierdie is 'n realiteit, as daar geen visie is nie, gaan mense verlore. As jy geen visie in jou lewe het nie, hierdie vers sê, dan you're gonna perish. Maak jouself gereed, as daar geen toekomsuitsig is vir jou nie, niks is waarna toe jy werk nie, geen visie vir die toekoms nie, people perish where there is no vision. Jou lewe gaan doelloos wees. En ek weet, ons kom baie keer op 'n plek waar ons vir mekaar sê, ek los dit alles in God se hande en dit is absoluut net in afhanklikheid van die Here en ek wag op die Here en my toekoms is in die Here se hande en dit is alles baie mooi en dit klink baie oulik en dit klink baie reg en dit is die waarheid, die toekoms is in God se hande, al daai goed is die waarheid. Maar ek kan nou al vir julle sê vanaand, dat as hierdie globes wat ons hier bo ons het, wat vir ons lig gee vanaand, as hulle moet blaas, elke een van hulle, kan ek hier onder staan en bid tot daar rook by my ore uitkom. Kan ek hier onder staan en bid, maar iewerste gaan ek moet sit en 'n plan uitwerk oor hoe gaan ek by hierdie ligte uitkom. Ek gaan moet sit en besef, 'n leer gaan te kort wees om by hierdie ligte uit te kom. So ek het nodig om scaffolds te bou. En vir my om die scaffolds te bou, het ek nodig om die scaffolds te gaan haal. So ek gaan moet sit en die hele proses analitiseer in my kop. Ek moet die hele beplanning doen in my gedagtes oor hoe gaan ek by hierdie ligte uitkom, sodat ek die globe kan change. En sodat ek eventueel, want anders as ek hier onder gesit en net gebid en gebid en gebid, het ons vanaand in die donker gesit, en het ons mekaar nie gesien nie. Want geloof wat nie oorgaan in dade nie, is dood. Die woord sê vir ons, geloof moet oorgaan in werke in. Jy kan geloof hê soos wat jy wil, maar as dit nie oorsit in werke in nie, is dit 'n dooie geloof. Abraham se geloof het hom gelei na gehoorsaamheid toe. Hy het by God gehoor en toe het hy gedoen, maar daar was 'n doen saam met dit gewees. Dit was nie net 'n impulsiewe, hy het net gesit en gewag op die Here en toe die Here vir hom sê, Abraham, vat jou vrou, vat jou kinders en gaan. Toe moes Abraham sy vrou en sy kinders gevat het en gegaan het. Hy kon nie net niks doen nie, hy moes iets gedoen het. En dis die realiteit, is ons het nodig om iets te doen. Maar saam met hierdie wat ons iets moet doen, voel dit vir my, die skrif kom en op 'n ander plek in Spreuke kom dit en dit voel amper vir my asof hierdie skrif wat sê where there is no vision, people perish, voel amper vir my of hy contradict, asof hy weerspreek wat in hierdie gedeelte staan by Spreuke 19 vers 21 wat sê 'n mens kan hoeveel planne maak, maar op die ou einde gebeur wat die Here besluit het. Dit voel amper vir my, alright, where there is no vision, people perish. Maar alright, maak jou planne, maar dit gaan in elk geval in God se hande wees, hoe jou planne gaan uitwerk. So dit voel amper vir my asof hierdie twee skrifte teen mekaar werk, en dan Spreuke 16 vers 9 wat sê, 'n mens beplan sy koers, maar die Here bepaal sy bestemming. In kort, wat hierdie twee gedeeltes eintlik vir ons sê, is mens beplan, maar God bepaal. En hierdie is die teendeel van where there is no vision, people perish. Hierdie is die teendeel van kry 'n visie vir die toekoms, maak planne vir die toekoms, maak seker jy weet waar jy nie op pad is, maak seker jy weet wat die doel is. Hierdie voel vir my soos 'n teendeel daarvan, maar hierdie is 'n baie belangrike teendeel daarvan, want wat hierdie eintlik vir ons kommunikeer, is om te sê, ons het nodig om 'n visie vir die toekoms saam met God te doen. Dis waar verhouding inkom. Dis waar ons nodig het om te sê, alright, ek wil die visie vir die toekoms hê, ek wil beplan vir die toekoms, ek wil kyk vorentoe, ek wil nie net in die hier en die nou vaskyk nie, ek wil kyk na dit wat kom, na dit waarheen ek op pad is, hoe ek daarby gaan uitkom, en al hierdie goed, ek wil kyk daarna, maar ek het nodig om te kyk na dit, saam met God, in verhouding. So hierdie twee skrifte weerspreek mekaar nie. Die Bybel kan homself nie weerspreek nie, ek wil dit net daar buite sit. Die Heilige Gees is konstant, en as hy die een is wat die woord geïnspireer het, dan kan jy maar weet, die Bybel kan homself nie weerspreek nie. Dit is onmoontlik vir die woord van God om homself te weerspreek. So wat hier gebeur is, en wat ek wil oordra nou in hierdie oomblik is, dat ons het nodig, absoluut nodig, om te beplan vir die toekoms. Ons het nodig om te kyk na môre. Ons het nodig om te kyk na wat voor is. Ons perspektief oor die toekoms het nodig om aandag te kry. Het nodig om baie aandag te kry. Want as ons dit vat, as ek en Jesus nou hier vandag, as Jesus op aarde was, en ek en hy spring by hierdie hekke uit, en ons spring weg en ons hardloop 'n 5 kilometer.
En Jesus weet waar die eindstreep is, maar ek weet nie waar die eindstreep is nie. Gaan ons albei 5 kilometer hardloop? Op die ou einde van die dag gaan ons 5 kilometer hardloop, albei van ons. Maar Jesus gaan iewers eindig, en ek gaan iewers heel anders eindig, as wat hy gaan eindig. En dis hoekom dit belangrik is vir ons, om ons vision, om aan ons toekoms te beplan, saam met God. Dis hoekom dit nodig is, om na hom toe te gaan, en te hoor, wat is die plan vir ons toekoms? En baie keer gaan God nie in 'n droom, of in 'n visioen, of in 'n openbaring, of in die skrif met jou praat nie. Partykeer praat die Here met ons deur common sense ook. Die Here het vir ons 'n gesonde verstand gegee ook, om te kan weet, wanneer om partygoeders te doen. Daar's partygoed in die lewe, wat ons kan doen, deur common sense. En partykeer is common sense, God se stem. Dis common sense. Julle weet van die ou, wat hier by die kerk se hekke uitgery het, en hy was net hier om die draai, net so voor die robot, toe slaan hy een van daai potholes, en hy kry 'n papwiel. En hy klim uit die kar uit, en hy het sy hande in sy hare, en hy bid, en hy sê, Here, wat moet ek nou doen? En hy sê, hy ervaar duidelik hoe die Here vir hom sê, jy moet jou wiel change. En dis partykeer, hoe ons deur die lewe gaan. Ons wil goed over spiritualize. Ons wil te veel spiritualiteit aan goeder sit, wat eintlik net common sense is, wat die Here vir ons 'n gesonde verstand voorgegee het. Change die wielpel. Dit is so eenvoudig soos wat dit is. As jy weet, God het jou geroep om 'n onderwyser of 'n onderwyseres te word, en iewers te kry jy 'n beurs, om onderwys te kan gaan swat, dan is dit nie nodig om eers gou te bid, Here, is dit u plan dat ek hierdie beurs moet vat? Dit is God se provision. Vat die beurs en gaan swat. Jou plan van daar af vorentoe, jou toekomsvisie, jou hoop vir môre, jou kyk na môre, van daai oomblik af is, swat 4 jaar. Dis dit. Dis so eenvoudig soos wat dit is. Swat vir 4 jaar, en terwyl jy besig is om vir hierdie 4 jaar te swat, doen so lank aansoek by plekke, en steek voelers uit by mense, om jou te kan aanstel as jy klaar geswat het. Maar dis jou 4 jaar plan, uitgeknip, baie maklik. Die Here het dit sommer vir jou in jou skoot gesit, jy hoef nie eens te gaan bid, te vas of enigiets oor dit nie. Hy het dit sommer net vir jou gegee. Partykeer praat die Here nie met ons net deur bonatuurlike openbaringe nie. Partykeer praat hy met ons deur common sense ook. En as ons beplan aan die toekoms, het ons nodig om partykeer ook net ons common sense te gebruik. Maar ook in ons common sense het ons nodig om dit bidend te doen. Het ons nodig om dit te doen in gebed en in konstante gesprek met God, sodat ons weet, ons belyn onsself, ons hou onsself in lyn met dit wat God vir ons wil hê, en waarheen hy ons wil vat. Maar alles doen ons deur gebed, en ons moet net aanhou beplan vir die toekoms, aanhou om te kyk waarheen ons gaan, aanhou om vir ons meetbare doelwitte in die lewe te sit, waarin ons kan meet, of is ons besig om te behaal die sukses wat ons voel ons moet behaal. Waaraan meet ons dit? Ons het nodig om meetbare goed in plek te sit vir dit. Alles in gebed en in smeking saam met Jesus. Want Jesus self het beplan. Hy was 'n beplanner gewees. Hy het 'n visie gehad, hy het 'n doel gehad, hy het 'n eindbestemming gehad, hy het geweet waarheen hy gaan, hy het geweet waarna om dit te meet, hy het geweet wanneer hy sukses gaan behaal, hy het geweet wanneer hy gaan uitkom waar hy moet uitkom, hy kon dit meet, en sy plan was al reeds heel van die begin af, was sy plan al reeds daar gewees, maar ons sien ook toe hy hier op aarde was, hoe hy strategies geleef het, en hoe hy dinge in plek gesit het, om op sekere plekke uit te kom, en sekere goed te bereik. En Johannes 16 vers 7 sê vir ons, laat ek julle egter die waarheid vertel. Dit is tot julle voordeel. Jesus praat hier met sy disippels. Hy sê, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die raadgewer, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek die raadgewer na julle toe stuur. So Jesus het geweet, die doel is, die plan is, dat hy moet gaan. Dit was die plan. Van die begin af was dit die plan gewees. Dat hy moet gaan, dit was die doel gewees, vir die Heilige Gees om te kan afkom aarde toe, vir die Heilige Gees die raadgewer om in ons lewens te kan inkom. Dit was die plan, Jesus het dit strategies klaar voorberei, alreeds aan die begin was dit die plan gewees, dat Jesus moet kruis toe gaan, dat Jesus moet gaan, dit was die plan gewees, hy het die dinge in plek gesit, want die kruis was in sy gedagtes gewees van die dag wat hy aarde toe gekom het. Van die begin af toe Adam en Eva die eerste sonde gedoen het God se plan al reeds begin, want God het toe al vir die slang gesê, dat die
slang sal die vrou se nakomeling aan die hakskeen byt, maar die vrou se nakomeling sal sy kop verwoes. Dit was die plan alreeds van die begin af gewees. Nou ek weet nie wat is julle prentjie oor die drie eenheid Godheid nie, maar my prentjie en my verstaan oor God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is dat daar 'n konstante gesprek is tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek dink nie daar's 'n light bulb moment wat afgaan en al drie van hulle dink aan dieselfde ding op dieselfde tyd. Hulle is dit sal nie verhouding wees nie. Hulle is in gesprek met mekaar. Ek dink persoonlik, en ek kan dit nie staaf op enige skrif nie. So moenie vat wat ek nou sê as die woord en die waarheid nie. Toets dit, meet dit, vra die Here om jou te oortuig, maar my oortuiging is dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees het nie net een oomblik 'n lightbulb tiet al drie van hulle op een slag. Okay, ons moet aarde maak nie. Ek dink daar was 'n gesprek gewees. 'n strategiese gesprek waar hulle tussen mekaar kommunikeer. Ons gaan die aarde maak. Op die eerste dag gaan ons dit doen, op die tweede dag gaan ons dit doen, op die derde dag gaan ons dit doen. Op die vierde, vyfde, sesde, sewende dag. En God het die hele storie, ons hele storie tot aan die einde het hy reeds geskryf. Maar dis 'n konstante gesprek tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar God het alreeds van die begin af beplan dat Jesus sou kom en dat Jesus sou sterf. Want hy het gepraat van Jesus toe hy sê die slang se kop sal vertrap word. En Lukas 24 vers 6 tot 7 sê vir ons, hy is nie meer hier nie, maar is opgewek. Onthou julle hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het, die Seun van die mens moet oorgelewer word. Hier is Jesus besig om strategies, het hy vir hulle iets gesê, hy het beplan, hy het geweet waarheen hulle gaan, hy het geweet waarna om dit te meet, hy het geweet, en hy sê, toe hy nog in Galilea was, het hy gesê, die Seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die derde dag weer opstaan. En ek weet nie of ons altyd besef dat as daar nie 'n kruis was nie, was daar nie 'n opstanding nie. As Jesus nie gesterf het nie, dan sou daar geen opstanding gewees het nie. Die opstanding is moontlik gemaak want die kruisiging het gebeur. En Jesus het vooraf, hierdie het Jesus gesê voor sy kruisiging, het hy dit geweet. Hy het strategies alreeds dinge in plek gesit. Hy het sy disippels voorberei. Hy het vir hulle gewys, hy was vir hulle 'n voorbeeld gewees van hoe om te leef, hoe om in hierdie lewe te navigate, hoe om as die Heilige Gees se krag oor jou kom, wat om te doen, hoe om dit te doen. Jesus het dit strategies beplan vooraf. Dit het hom nie onkant gevang nie, hy het dit nie by feit of net per terloops het dit oor sy pad gekom en toe het hy met dit gegaan nie. Jesus het dit fyn beplan vooraf en hy het sy disippels 'n deel gemaak van hierdie plan en hy het vir hulle die visie gewys, hy het vir hulle gewys waarheen hulle werk en waarheen hulle op pad is. En die rede voor is, hoekom Jesus dit gedoen het en hoekom Jesus moes kruis toe gaan, sodat hy kan opstaan uit die dood. Die rede is, dat God se plan vir die mens, God se plan, sy ultimate mission was nog altyd gewees om God en mens te reconcile, om versoening te bring tussen mens en God, van die begin af, en daar was 'n tyd gewees, waar daar reconciliation, waar daar verhouding intiem was, tussen die Vader en Adam en Eva, en toe sonde kom is daai verhouding gebreek, en omdat daai verhouding gebreek was dit nodig vir Jesus om te kom, en te kom sterf aan die kruis vir ons, sodat ons, want God se hart nog altyd, God wou nog nooit gehad het, mense moet verlore gaan nie, want Johannes 3 vers 16 sê vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit was God se strategiese plan gewees, van die begin af, het God beplan oor die toekoms, het hy 'n visie gehad vir die toekoms. En as ons sê, ons is in God se beeld geskep, en God is 'n beplanner, een wat alles haarfyn beplan, en hoe dit gaan gebeur, en hoe dit gaan uitdraai, en ons sê, ons is in sy beeld geskep, dan het ons nodig om in hierdie lewe te beplan vir die toekoms. Ons kan dit nie net los in God se hande nie. Ons behoort meetbaar dinge in plek te sit vir onsself, om onsself aan te kan meet, of ons besig is om te bereik dit wat ons nodig het om te bereik, of dit geestelik is, of dit fisies is, of dit emosioneel is, of dit finansiëel is, maak nie saak in watse aspek van ons lewens nie. Ons het nodig om 'n gameplan te hê. Ons het nodig om vir ons 'n visie neer te sit oor die toekoms. Want as ek geen visie het nie,
Where there's no vision, people perish. As daar nie 'n doel is in jou lewe nie, gaan jy lewe sonder 'n doel. Jy gaan doelloos deur hierdie lewe gaan, en ek kan nou al vir jou sê, dis 'n depressiewe pad om doelloos deur die lewe te gaan. Iemand wat nie purpose het nie, iemand wat nie doel het nie, iemand wat nie weet waarheen hulle werk nie, is depressiewe mense. En dis hoekom dit vir ons belangrik is om te kyk vorentoe, om te beplan aan ons toekoms, sodat ons iets het om na toe te werk. En sodat ons saam met die Here aan dit kan werk en soontoe kan gaan. Ek kan nie sê, ek wil 'n goeie pa wees, en 'n goeie man wees vir my vrou en vir my kinders, as ek nie iets het om dit aan te meet nie. As ek nie 'n plan in plek sit, as ek nie vir my sê, alright, hier is hoe dit gaan lyk as jy 'n goeie pa is. Jy gaan elke dag 'n uur tyd saam met jou kinders spandeer, individueel. Dis hoe dit gaan lyk om 'n goeie pa te wees. Jy gaan minder beklei en minder pak gee en meer liefde wys. Dis die maatstaf, dis waarin jy jouself gaan meet. Alright, hoe gaan ek nou daarby uitkom? Hoe gaan ek dit doen om daarby uit te kom? Ek gaan nodig hê om op my kalender te gaan en tyd uit te boek en te sê, hierdie is my kinders se tyd. En nie iemand anders of niks anders gaan hierby inkom nie. Jy kan nie sê jy wil sukses behaal as jy nie weet hoe lyk sukses nie. Jy het nodig om sukses te identifiseer vir jou om te weet hoe het jy die sukses behaal. En dan kom Jesus in Lukas 14 vers 27 tot 31 en hy sê, iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers en die koste bereken, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders as hy die fundament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaarmaak het nie. Of watter koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan, wat met die 20.000 teen hom optrek nie. En hier sien ons hoe Jesus sê, beplan vooraf. Bereken die kostes. 'n Bouer gaan nie net en begin te bou nie. 'n Bouer gaan sit en hy bereken die kostes. Wat gaan dit my kos om hierdie gebou klaar te bou? En hier kom Jesus en hy kom wys vir ons het nodig om vooraf die berekeninge te maak, en hier is vir julle 'n praktiese manier vanaand, want ons is baie keer skuldig daaraan dat ons preek goed, maar ons gee nie praktiese maniere oor hoe om hierdie strategiese beplanning te kan doen nie. En hier is vir julle 'n praktiese manier, 4 stappe, wat hier agter my op die bord ook gaan wees, oor hoe jy bidend, strategies kan beplan aan jou toekoms. En ek gaan vir julle wys hoe Jesus se lewe getuig van hierdie 4 stappe. En die eerste stap wat jy nodig het om te doen, wanneer jy vorentoe kyk, wanneer jy kyk na die dag van môre, is kry vir jou 'n visie. Wat wil ek doen, of word, of wees? Kry jou visie. Jesus het 'n visie gehad toe hy aarde toe kom. Toe Jesus aarde toe kom, het hy 'n visie gehad. Hy kom om ons te kom red. Dis die rede dat Jesus gekom het. Dit was die visie, dit was om God en mens by mekaar uit te bring, om daai versoening te bewerkstellig. En dan beoordeel hoe jy daar gaan uitkom. Wat het ek en wat het ek nodig? Jesus het nodig gehad om 'n deel hê aan die Godheid prys te gee, deur mens te word en onder ons te kom woon. Hy het nodig gehad, dit was deel van die beplanning gewees, dit was nodig om daai prys te gee. Want ek het nodig om mens te word, sodat ek kan verstaan en begrip hê vir dit wat die mense deurgaan. Die derde ding is, gee toe. Met ander woorde, wat moet ek opgee of ophou doen? En dis eintlik waar Jesus kom en hy sê, hy het die gesag om 'n legioen engele uit die hemel uit te roep, om die Romeine wat besig is om hom te kruisig, te kan uitwis in 'n oomblik. Hy het die gesag om dit te doen, maar hy kies om nie sy gesag te gebruik nie. Wat moet jy prys gee om te bereik dit wat jy wil bereik? En dan die vierde ding is,
wend 'n poging aan. Wend 'n poging aan. Begin van waar jy nou is, vertrou die proses aan die Here toe en bly getrou aan die proses. Nog niemand het ooit in die wêreld verander. Jesus het wêreld toe gekom, aarde toe gekom en hy het iets kom doen en dit het alles verander. Hy het sy visie kom uitleef, hy het sy missie kom uitleef en dit het die wêreld verander. Nog niemand het die wêreld verander of enigiets bereik in die wêreld deur iets te wil doen nie. Jy kan iets wil doen soveel as wat jy wil. Jy gaan dit nie doen tot en met jy dit doen nie. Ons verander en mense verander en dinge verander en omstandighede verander wanneer ons begin doen. Nie wanneer ons begin wil doen nie, maar wanneer ons fisies begin doen. So my uitdaging aan ons vanaand hier is, kry vir jou iets meetbaar. Kry vir jou iets meetbaar. Maar beplan aan jou toekoms. As dit 'n voorbeeld is wat ons by Jesus kry, oor hoe hy beplan het, oor hoe hy dinge in plek gesit het, oor hoe hy sy lewe ingerig het, sodat ons verlos kan word. As dit vir hom belangrik was om strategies te beplan toekoms, hoeveel te meer behoort dit nie vir ons belangrik te wees om strategies aan ons toekoms te bou nie. So die uitdaging wat ek vir ons, nie net eers vir julle het nie, wat ek vir ons het, vir myself het, is kry jou doelwitte. Wat wil jy bereik in die lewe? Wil jy groei geestelik? Is dit 'n begeerte wat jy het in jou hart is om te groei geestelik? Kry iets meetbaars waarin jy dit kan meet. Hoe gaan jy weet of jy groei of nie? Is dit wanneer jy dalk vir die eerste keer vir iemand die vrymoedigheid hê om vir hulle te kan bid? Gaan dit vir jou 'n tik-off wees om te sê, yes, ek kan meet, ek het gegroei in my geloof, want ek kan bid vir iemand, iets wat ek nooit kon doen nie. Volg hierdie 4 stappe, kry die visie is, ek wil bid vir iemand. Ek wil bid vir iemand. Wat het ek nodig om te doen, om te kan bid vir iemand? Ek het nodig om na my binnekamer toe te gaan en eers te oefen om vir myself te bid. En dan, wat moet ek prys gee? My trots, om vir daai persoon te gaan bid. En dan gaan ek na daai persoon toe. En ek gaan bid, ek gee toe. Ek wil nie meer nie, ek doen nou. Maar ek kan meet, ek het geestelik gegroei, want ek bid vir iemand. En dan wanneer jy dit bereik het, dan hou jy nie op beplan nie. Wat is die volgende stap? Volgende stap is, ek wil iemand vertel van Jesus. Hoe gaan ek daarby uitkom? En so hou jy aan beplan. Wil jy sukses behaal in watse loopbaan jy ook al is? Hoe gaan daai sukses lyk? Wil jy finansiëel sterker word? Waar wil jy dit hê? Want ons almal sal kan doen met nog 1 miljoen. Elke persoon. Of jy al die miljoene het, ek kan julle nou al sê, Elon Musk soek ook nog 1 miljoen. En hy is die rykste. Maar hy soek ook nog 1 miljoen. So wanneer gaan jy meet of het jy nou dit bereik? As jy wil ryk word, as dit jou begeerte is. En wat meet jy dit? Maar ons het nodig om na ons toekoms te kyk en strategies te doen, dit wat ons kan. Want daar's goed wat buite ons beheer is, wat in die toekoms is waaroor ons geen beheer het nie. Maar dit waaroor jy ten minstens beheer het, dit waarmee jy die Here kan vertrou en wat die Here jou mee kan vertrou, dit wat hy in jou hand gesit het, daar waar hy jou geplaas het, hoe gaan jy groei in dit in? Want elkeen van ons het nodig om 'n doel in die lewe te hê. Want as ek geen doel het nie, het ek geen doel nie. En as ek geen doel het nie, raak ek depressief. Maar as ek 'n doel het en 'n plan het, hoe ek daai doel gaan bereik, dan weet ek waarheen ek werk. Ek meet dit. Ek sien die vrug wat dit oplewer. En dit is die realiteit. Maar elkeen van ons wat hier sit vanaand, wat hier is vanaand, het nodig om te kyk na ons toekoms. Ons het nodig om te beplan. Ons het nodig om 'n visie te kry.
Want as jy 'n visie het, as elkeen van ons wat hier is vanaand moet gaan sit en ons visie kry vir waarheen ons wil werk, en ons bid en ons vra die Here om ons te help met 'n plan om daarby uit te kom, kan ek julle nou al sê, oor 5 maande, as dit so baie is, as elkeen van ons wat hier is, dit gaan doen en ons werk vir ons 'n plan uit, oor 5 maande van nou af, sal hier nie een van ons wat hier sit, wees, wat nie 'n getuienis het, om te sê, hier's waar ek was en hier's waar ek gekom het nie, elkeen van ons. As jy gaan sit en strategies beplan in jou toekoms, oor 5 maande van nou af gaan jy vrug sien, as dit so lank gaan wees. Maar ons sal met 'n huis, ons sal met 'n kerk vol getuienisse sit, van mense, wat sy lewens verander het, radikaal. Want ons het stil geword, en ons het die Here gevra, Here, let's do this. Wat is die visie? Waarheen wil ek gaan? Sit dit neer. Pursue dit, en kyk hoe God jou lewe verander. Kyk hoe God omstandighede in jou lewe verander. Kan ek julle vra om op julle voete te sal staan vanaand, asseblief? En as jy gemaklik is daarmee, wil jy nie jou hande voor jou oopmaak, as teken om te ontvang. Ek wil graag vir die Here bid, dat hy ons die wysheid sal gee, die insig sal gee, die verhouding sal gee, dat ons plan en sy plan, ons hart en sy hart, een sal wees. Sodat wanneer ons beplan vir die toekoms, ons in lyn sal beplan, met sy wil vir ons lewens. So Here, dankie, Vader, dat U Jesus vir ons gestuur het, as 'n voorbeeld in elke aspek, 'n voorbeeld vir elke deel van ons lewe. Here, dankie dat U strategies beplan. En dankie Here, dat ons in U beeld geskep is, sodat ons ook strategies kan beplan. En Vader, ek bid oor elke persoon wat sy hande voor hom oop is. Bid ek nou Here, dat U 'n profetiese visie vir elke persoon sal gee, wat werklik na U soek vir 'n visie vir die toekoms. Dat U vir elkeen 'n profetiese visie sal gee. Om nie net in die hier en die nou vas te kyk nie, maar die vermoë om te sien wat daar voor lê en waarheen hulle moet gaan. Vader, laat ons 'n doel kry in hierdie lewe. Laat elke persoon wie se hande voor hulle oop is vanaand, Here, 'n doel kry in hierdie lewe en meetbare goed in plek sit om daarby uit te kom. En Vader, ek bid dat ons getuienisse sal sien, getuienisse sal hoor oor mense wat gaan sit het, stil geraak het by U en by U gehoor het, Here, wat is die plan, wat is die visie en hoe hulle daarby uitgekom het, omdat U saam met hulle was. Omdat hulle dinge in plek gesit het saam met U, oor hoe hulle daarby gaan uitkom. So Vader, dankie vir die Heilige Gees, dankie dat U vir ons die raadgewer gestuur het, om vir ons te kan kom raad gee oor die toekoms, om vir ons te kan kom raad gee oor hoe gaan ons daar uitkom, om vir ons te kan kom raad gee oor die dinge wat ons in plek moet sit in ons lewe. So dankie vir die Heilige Gees as gawe. En Vader, my gebed is, gebruik ons, Here, strategies, en help ons om oop te wees vir U beplanning oor ons lewe, dat ons in lyn sal staan met die roeping waarmee U ons geroep het, en dat ons die doel van die roeping sal bereik, omdat ons dit saam met U doen. Dit is my gebed vir ons as Oase familie in Jesus se naam. Amen. Amen.